Belangrike gaste besoek Orania. Ek is seker julle en veral as julle Oraniërs is, het die belangrike gaste se video's op YouTube gesien wat Orania in die laaste paar weke van Februarie en vroeg in Maart 2026 besoek het. Hierdie is internasionale gaste wat Orania besoek het om Orania te kom ervaar, om oplossings vir hulle eie mense te kry en ook om die werklikheid van Suid-Afrika te beleef. Hierdie is die Orania Beweging se program wat ook op Radio Orania uitgesaai word en ek gee graag vir julle 'n bietjie meer konteks en terugvoer oor die belangrike gaste wat Orania die afgelope ruk ontvang het. Nou die eerste groep wat ons hier teen einde Februarie kom besoek het, was parlementslede van Vlaams Belang. Vlaams Belang is die grootste Vlaamse party in België, wat dit ook die grootste Vlaamse party in die wêreld maak. Nou Afrikaners en die Vlaandere stap 'n baie noue pad saam. Net soos Afrikaners in Suid-Afrika op soek is na onafhanklikheid en op soek is na vryheid, soek die Vlaminge ook 'n eie Vlaamse tuiste. Nou hierdie groepie wat Orania kom besoek het, was nie net ondersteuners van Orania nie, dit is nie net Vlaminge wat 'n gedeelde of 'n verband met Afrikaners in Suid-Afrika sien en ons daarom kom besoek het nie. Hulle is parlementslede van die grootste Vlaamse partye in die wêreld. En dit sê nogal iets, eerstens oor die skakeling wat Orania het met 'n internasionale gehoor, maar ook die politieke verhoog, die internasionale verhoog wat Orania bereik het. Onthou, Orania is 'n klein gemeenskap, Orania is 'n groeiende gemeenskap. Ons is net so onder die 3000 mense groot. Tog maak Orania internasionale opskrifte. Mense sien Orania raak. Joost Strydom, die uitvoerende hoof van die Orania Beweging, sê dat toe hy in Amerika getoer het en toe hy in Europa getoer het, tydens hierdie skakeltoere saam met ander afvaardigings, saam met ander afgevaardigdes van Orania, was hy verbaas oor hoe baie van daardie mense, hoe baie hulle van Orania weet. En nou sien ons dit ook self raak. Hierdie parlementslede van Vlaandere, wat Orania kom besoek, wat met Oraniërs wil kom gesels. Nou een van die parlementslede, Christophe Slagmilder, of kom ons sê net eers die parlementslede wat Orania besoek het, was Johan Dekmyn, Christophe Slagmilder, en dan die hoof, die leier van die party Vlaams Belang, Tom van Grieken. Dit is nogal 'n paar groot koppe en dit was 'n eer om hulle in Orania te kon ontvang. Nou Christophe Slagmilder het tydens sy besoek in Suid-Afrika ook sy boek bekendgestel by die Voortrekker Monument. Die boek met die naam Vlaamse Voetspore in Suid-Afrika. Christophe Slagmilder is miskien 'n naam wat vir baie van ons ondersteuners bekend is, omdat hy Orania en die Afrikanerssaak al in die parlement in België opgedraai het. Christophe Slagmilder het meer as een keer die punt gemaak dat ander lande is besig om uit te reik na Afrikaners toe, wat in opstand kom teen dinge soos Bella-wetgewing, dinge soos grondonteeneming sonder vergoeding, dinge soos swart bemagtigingswetgewing, dinge soos plaasmoorde, en dan vra hy daar in die parlement van sy eie land, waarom reageer ons nie hierop nie? Waarom steek ons nie ons hand uit na ons broedervolk in Suid-Afrika nie? Hy het toe hierdie boek geskryf wat onder andere die verhaal van Afrikaners deur ons geskiedenis kan verduidelik aan 'n Europese en aan 'n Vlaamse gehoor, en dan praat hy ook oor die toekoms, waarin hy dan nou vir Joost Strydom onder andere ook gevra het om 'n bydrae te skryf. Tom van Grieken, die leier van Vlaams Belang, het Orania kom besoek, soos ek reeds gesê het, maar hy het ook die geleentheid gehad om die gemeenskap van Orania toe te spreek. En hierdie is vir my iets baie interessant. Die afvaardiging uit Vlaandere was gaste van die Orania Beweging gewees. Nou wanneer Oraniërs skakeling het met 'n internasionale gehoor, dan neem dit gewoonlik die vorm aan van een of ander afvaardiging van Orania, van verskillende Orania instellings, wat na 'n ander land gestuur word om die boodskap van Oraniërs oor te dra. Nou julle weet so goed soos wat ek weet, hoe baie joernaliste Orania kom besoek, hoe baie van die media hier na toe kom, hoeveel influencers tussen aanhalingstekens, hoeveel YouTubers Orania kom besoek. Dit is waar, die Orania Beweging kry baie te doen met die media, en dit is dan nou dinge wat mense ook sien gebeur, want daar word natuurlik 'n artikel oor geskryf of 'n video van gemaak of hoe ook al. Maar wanneer ons strategiese skakeling doen met ons internasionale gaste, is dit nie altyd iets wat so in die publiek beskikbaar gemaak word nie. Dit is belangrike strategiese skakeling tussen politici en tussen leiers van Orania.
En daarom was hierdie 'n wonderlike geleentheid waar Oraniërs kon ontmoet met ons vriende van die buitewêreld. Waar dit nie 'n uitafvaardiging is wat ons saak gaan stel en vir ons kom terugvoer gee nie, maar wat ons werklik kon gesels en kon te doen kry en 'n boodskap van hulle af ontvang. En hier is die boodskap wat Tom van Grieken aan Oraniërs oorgedra het. Tijd geleden sprak ik met een groep jongeren, slimme mensen, goed opgeleid, diploma, ambitieuze mensen, in het begin van hun leven. En ik stelde hen één eenvoudige vraag. Wie ben jij? Ik vroeg niet, wat studeer je? Ik vroeg niet, wat doe je? Of wie ben je? Nee, ik vroeg, wie ben je? Ik vroeg ook niet achter hun naam. En ze keken naar elkaar, ze twijfelden, ze werden wat zenuwachtig, maar eigenlijk durfde niemand echt iets heel simpel te zeggen. Niemand durfde volmondig en trots met volle borst zeggen, ik ben Vlaming. Ze voelden zich wat ongemakkelijk. En ik heb de afgelopen dagen gehoord dat ook steeds minder Afrikanen durven heel trots en fier te zeggen, ik ben Afrikaner. En dat vind ik bijzonder erg. Dus laat me maar helder zijn hier onder volksgenoten. Zeggen ik ben Vlaming, zeggen ik ben Afrikaner, herleidt je niet tot enkel alleen je natie. Het ontkent je individualiteit niet, het sluit je niet op. Nee, het geeft je een vertrekpunt, een anker. Een plaats van waar je de wereld begrijpt. De taal waarmee je het leven interpreteert. Tradities waarmee je jezelf en je kinderen richting geeft. En die Afrikaner-pioniers, die begrepen dat. Zij wisten iets dat wij in Vlaanderen zijn vergeten. Rijkdom en geld kan je verliezen, maar je kan het opnieuw opbouwen. Macht kan je verliezen, maar je kan het terugwinnen. Maar wanneer je je cultuur en je identiteit verliest, dan wordt herstel onmogelijk. Hier onder Afrikaners werd het Afrikaans beschermd toen de politiek zwak was. Hier in Oranje werd onderwijs uitgebouwd toen alles heel onzeker was. Werd de gemeenschap versterkt terwijl de staat geen bescherming meer gaf. Ik, als Vlaams Belangvoorzitter en als Vlaming, bewonder dat immens aan jullie moed. Ik bewonder dat niet als partijvoorzitter, ik bewonder dat als nationalist, ik bewonder dat als conservatief, maar bovenal bewonder ik jullie moed als mens. En ik ga jullie een klein geheim vertellen. Wanneer ik soms als partijvoorzitter moeilijke beslissingen moet nemen, beslissingen die moeilijk zijn en belangrijk zijn voor mijn partij en in zekere mate dus ook voor mijn Vlaamse natie, dan val ik terug op een kleine geheime formule. 5 simpele letters. WZDAD. WZDAD. Wat zouden de Afrikaners doen? Behou julle identiteit. Dit is die kern van sy boodskap. Tom van Grieken wat sê, wanneer hy 'n moeilike besluit moet maak, dan dink hy soms, wat sou die Afrikaner doen? Wat 'n voorreg was dit nie om julle hier te ontvang, en dankie ook vir daardie boodskap wat julle aan ons kom oordra het. Nou hierna het 'n paar Oraniërs saam met die Vlaminge opbeweeg daar na Pretoria, waar die Lex Libertas Future of the Nations konferensie, die Toekoms van Nasies konferensie deur Dr. Ernst Roots aangebied is, waar daar gaste en leiers en ideologiese denkers en filosowe en politici van reg oor die wêreld bymekaar gekom het om te gesels oor die toekoms van hulle nasies en eintlik maar die toekoms van die westerse samelewing, wat ons kultuur en ons geloof insluit. Die Vlaminge het nadat hulle Oranje besoek het hulle ook hulle bydrae daar gelewer, maar hier het ons dan nou 'n interessante groep ontmoet en dit was die New Yorkse Young Republicans Club. Die New Yorkse Young Republicans Club is 'n interessante groep, aangesien dit die grootste Young Republicans Club in die wêreld is. Nou die Oranje beweging het al 2 keer die geleentheid gekry om met hulle te skakel en beide kere was dit ook in New York gewees. En hulle was so beïndruk met wat hulle van Oranje hoor, dat hulle in 2025 tydens hulle gala in Desember vir Joost Strydom gevra het om saam met Dr. Ernst Roots die heildronk by hierdie geleentheid te bied.
Stefano Forte, die leier van die New York Young Republicans Club, was ook die eerste spreker by die Lex Libertas konferensie en daar het hy pertinent na Orania verwys as 'n oplossing vir Afrikaner vryheid of na 'n gemeenskap wat hulle ook in die oog hou om by te kan leer. Na hierdie konferensie is 'n groepie Oraniërs ook na Majuba toe. Dit was hier rondom 27 Februarie wat natuurlik Majuba dag is. Terwyl Orania se eie Majuba vieringe hier in Orania hou, want Majuba dag in Orania is 'n kulturele vakansiedag. Ons het ons eie kulturele vakansiedag kalender, want daar is sommige Suid-Afrikaanse dae wat ons eenvoudig net nie wil herdenk nie, en dan is daar sommige dae wat vir ons in ons kultuur en in ons geloof belangrik is, wat ons eintlik 'n plig het om te herdenk, en Majuba dag is een van daardie dae. Maar sommige of baie Oraniërs gaan dan ook Majuba toe vir hierdie geleentheid, waar 'n groot Afrikaner fees jaarliks aangebied word, en hier het die New York se jong Republikeine die geleentheid gehad om daardie stukkie Afrikaner kultuur te ervaar. Allerhande dinge gedoen soos vleis gebraai, die Majuba berg bestuig. Ek dink dit is miskien die eerste keer in Majuba se geskiedenis wat daar die Star Spangled Banner, die Amerikaanse vlag op Majuba berg gewapper het, maar die Amerikaners het hulle self goed gedra, ons kultuur beleef, bietjie voorlaer geskiet en selfs 'n kantus gehou. Ons Oraniërs sal weet presies wat 'n kantus is. As jy nie doen nie, in die kommentaarboksie van ons YouTube video kan jy gerus vir ons sê wat jy dink 'n kantus is, en kan ek vir jou daar die regte antwoord gee. Maar goed, hier het die Amerikaners 'n stukkie Afrikaner geskiedenis, 'n stukkie Afrikaner erfenis beleef, en net daarna is hulle na Orania toe. Hierdie was 'n groep van 18 Amerikaners. Nou dit is baie. Dit is ook jong Amerikaners, tussen die ouderdomme van, kom ons sê, 23 tot 35. Ek dink nie daar was iemand ouer as 35 nie. Maar dit is 'n groepie wat aangetoon het of 'n aanduiding gegee het dat hulle in die Republikeinse oplossing vir Amerika glo. Hulle het natuurlik ook van tevore van Orania gehoor en 'n punt daarvan gemaak om Orania by hulle toer in te sluit. Inteendeel, hulle sluit hulle toer af. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek los gewoonlik die lekkerste vir laaste. En hier het hulle 2 of meer as 2 dae, 2 aande, 3 dae kom spandeer in Orania, waar hulle Orania ervaar het, met Oraniërs gesels het. En die leier van hierdie klub, Stefano Forte, het ook die geleentheid gehad om met Oraniërs te praat. Loyalty is easy when you're not being tested. But when you're being tested, it's hard to be loyal. And I know that the mainstream media will come out and say, you went to this town, how dare you? They're all terrible people there. Why would you go to South Africa and see the Afrikaners? They did the same thing to us when we met with the Alternative for Deutschland party at our gala when we had them speak. And at my gala, I said very plainly, I said, you want us to denounce our friend? Then here's a denunciation. We denounce the fake news media that will try to turn us against our friends. You don't get to decide who we talk to or what the narrative is. We decide that. So if you want me to denounce Orania, here's a denouncement. We denounce the fake news media that will drive a wedge between the New York Young Republican Club and Orania. We came down here to see the problems. Total poverty. Culture and a history that is being torn apart. People that are being marginalized. We needed to find the problems here. The second thing is, I believe that the Afrikaners are our civilizational kin. We share something together, Americans and Afrikaners. But we didn't just come here to find the problems. We came down here to find the solutions as well. And I truly believe at this moment, I'm standing in the solution.
This country is a country of dichotomy. It's a stark dichotomy from one another. Extreme poverty, but some of the most gorgeous beauty that you've ever seen in your life. I went to Pretoria and I saw the statue of Paul Kruger. And we had to go through a fence to get to the statue. A fence to stop people from defacing that statue. And when they weren't defacing it, they were tearing the guns off of the statue's hands to melt it down. That's how much your culture means to this government. They're willing to tear your statues down for scrap metal. But in that same breath, I come here and I see Paul Kruger boldly standing. I see a community that's ready to venerate one of its heroes in a place where he should be venerated. Probleem en die oplossing. Die punt wat Stefano maak is baie belangrik. Dit is soms eenvoudig om die probleem raak te sien, om die probleem te identifiseer. Dit is maklik om te sien wanneer daar 'n gat in die pad is. Dit is maklik om te sien wanneer die geld opgeraak het. Die uitdaging is om die oplossing te vind. En hier sê Stefano, hy glo hy staan in die oplossing. 'n Belangrike ding oor vriende, veral wanneer mens kyk na strategiese vennootskappe, veral wanneer mens kyk na ondersteuners, veral wanneer mens kyk na die toekoms van 'n volk en diplomatisiese onderhandelinge. Die belangrike ding wat mens daar in gedagte moet hou, is lojaliteit. Nou julle, ons ondersteuners van die Orania beweging, Oraniërs self, mense wat elke dag hier bou, sal weet dat Orania dikwels, en veral deur die media, beskryf word as 'n omstrede dorp. 'n Dorp wat 'n mens so half ongemaklik moet laat voel. 'n Beweging wat so half mense ongemaklik moet laat voel. En wat dit kan doen is, dit kan twyfel saai by jou vriende. En as jy nie vriende met lojaliteit het nie, dan kry jy dikwels die geval waar mense bereid is om saam met jou aan tafel te sit en lekker te kan gesels oor oplossings. Maar sodra hulle by daardie deur uitstap, of sodra hulle 'n mikrofoon of 'n kamera in die hand kry, dan wil hulle nie met Orania assosieer nie. Beide van hierdie groepe wat Orania besoek het, beide die politici, die parlementslede van Vlaams Belang en die jong Republikeine, het nie een keer geblik of te bloos om na Orania te verwys in hulle publieke toesprake nie. En dit is hoe 'n mens weet jy het werklike vriende. Onthou, ons as Oraniërs is nie op soek na ander se hulpbronne nie. Ons is nie op soek na ander mense om Afrikaners te red uit die onderdrukking wat ons in Suid-Afrika beleef nie. Ons is nie op soek na ander mense se belastinggeld, ander mense se tyd en moeite nie. Die belangrikste ding vir ons is erkenning. En dit is presies wat ons by hierdie mense gekry het. Mense wat erken dat dit waarmee Orania besig is 'n realiteit. Dat Afrikaners weer eens besig is om vir hulle 'n tuiste te bou. Ons uitdagings verskil, daar is vergelykings te maak tussen die uitdaging wat die Vlaminge beleef, wat hulle ook 'n minderheid in hulle eie land word. Daar is 'n uitdaging wat vergelykbaar is met die Amerikaners, waar hulle westerse kultuur al hoe meer op die agtervoet gedruk word. Maar ons uitdagings verskil, waar die vergelyking gemaak word, is dat ons almal op soek is na dieselfde ding, en dit is vryheid vir ons mense. En dat hulle Orania erken as 'n werklikheid, as dit wat ons hiermee besig is, dit is die tipe ondersteuning wat ons nodig het. Vir die Orania beweging is dit 'n groot eer om sulke skakelings te kan doen. Soos ek reeds genoem het, gebeur dit baie dat Orania hoofopskrifte maak en opskrifte maak selfs in internasionale media. Dit voel soms dat mense wat nie eers Orania op 'n kaart sal kan uitwys nie, 'n opinie het oor wat presies Orania is. Dit is soms vreemd vir ons relatiewe klein gemeenskap van minder as 3000 mense om so baie oë op ons te hê. Ons gebruik soms die vergelyking dat dit al voel soos 'n dieretuin. Mense hoor van Orania en spring hulle in hulle karre met hulle kameras en hulle mikrofone om Orania te kom besoek. En daar speel die Orania beweging 'n baie belangrike rol om hierdie tipe dinge te fasiliteer, om seker te maak die regte boodskap word uitgedra en om seker te maak dat ons eie mense beskerm word in die proses. Natuurlik is die media ons nie altyd goed gesind nie. Hulle kom met allerhande verdraaide stories en allerhande
maniere om die beeld van Orania te verswak. Maar wanneer ons hierdie tipe skakeling gedoen kan kry, dan is dit, wat my aanbetref, die lekker tipe werk. Dit is die tipe werk wat vir ons kan bewys dat ons is besig om vorentoe te beweeg. Hierdie Orania idee, wat nie meer vir mense net 'n idee is nie, maar 'n werklikheid, wat hulle kan kom besoek en kan kom beleef en waar hulle werklike lesse van kan leer. Wanneer ons nie skakel met, of wanneer ons nie heeltyd moet verdedig nie, wanneer ons nie heeltyd moet terugstaan en sê nee, dit is nie so nie, of hier is die waarheid, maar wanneer ons kan sê, hier is ons vriende en ons werk saam na vryheid. Dit is die lekker werk. En daarmee wil ek ook baie dankie sê aan elke liewe lid van die Orania beweging. Die Orania beweging kom al 'n lang pad, sedert afstig se tyd, wanneer dit intussen in die Orania beweging ontwikkel het. Die Orania beweging kom al van die begin van Orania af. Nie met baie lede begin nie, het nie met baie hulpbronne begin nie, maar deur elke bietjie, elke klein bydra, is ons vandag in 'n posisie waar ons kan skakel met die grootste jong Republikeinse klub van die grootste ekonomie in die wêreld. Waar ons kan skakel met ons broedervolk, die Vlaminge, se grootste Vlaamse parlementse leier. Dit is ongelooflik. En dit is julle, die lede van die Orania beweging wat dit moontlik maak, en Oraniërs wat elke dag hier bou om die werklikheid te vestig. Baie dankie daarvoor. As jy graag vandag wil aansluit as 'n lid van die Orania beweging en deel word van ons span en deel in hierdie suksesse van ons, dan sal ek jou aanraai om so te doen deur www.orania.co.za te besoek. Word vandag 'n lid van die Orania beweging en help ons om na vryheid te bou.